Welkom by Ekerk Boodskap, die podcast. Ons is 'n geloofsfamilie wat mense oor alle grense met die Bybel wil inspireer en toerus op 'n eie tydse manier. Jesus is die hartklop van Ekerk. Die Bybel is die middelpunt van alles wat ons is en doen. Mag vandag se boodskap jou verhouding met die Here verdiep. Geniet die boodskap. Ons Vader wat in die hemel is, dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het om by mekaar te kom, om te weet, U is 'n God wat ons soek, ons kom vind, U self openbaar. U is nie 'n God wat ver is nie, U is 'n God wat hier teenwoordig is saam met ons. En U stap 'n pad saam met ons elkeen. Maak nie saak hoe ons paie lyk of hoe dit verskil nie, U is so goed, so wonderlik dat U ons elkeen ontmoet hier waar ons is. En so is U ook die eregas, waar ons U woord oopmaak vandag, weet ons ook U praat deur die Gees, en die Gees is besig om U woord op ons harte te skryf. Laat ons as U dienaars, as U volgelinge, as U disippels, as U kinders luister. Verraad in U groot en heilige naam alleen. Amen. Ek wil graag vandag begin met iets wat ek dink in my ervaring, en miskien resoneer jy daarmee, iets is wat ons in vandag se tyd, juis vandag, baie goed kan ken of ervaar of al beleef het. Jy kan baie maklik iets of iemand volg, sonder dat dit jou enigsins of dalk regtig vorm of verander of transformeer. Dink gou mooi, dink aan sosiale media. Jy kan soveel kunstenaars, musikante, kreatiewe persone volg op Instagram, maar jy kan self nooit iets skep nie. Jy kan soveel fitness-influencers of fiksheidsrekeninge volg op sosiale media, en jy kan nog steeds sit en niks oefeninge doen of gesonder eet nie. Daar is soveel finansiële raadgewers wat jy kan volg in die wêreld, maar dit beteken nog steeds nie dat jy jou finansies gaan regryk of dat jy finansies verander of getransformeer kan word na gelang van hierdie raad nie. So kan ons in vandag se tyd, die digitale wêreld, met soveel mense volg, wil ek sê, wat ons raad gee oor ouerskap, oor verhoudings, geestelike groei, emosionele gesondheid, sonder dat dit enigsins iets verander aan die manier hoe ons leef. Nou dit is vir my die vraag wat ek vandag wil begin. Die rede is, daar's 'n groot verskil tussen om iets net interessant te vind. Jy volg dit, want is dalk vir jou iets interessants, of dit is iets wat jy nie ken nie, of jy like dit om 'n bietjie meer te weet daarvan. Maar om toe te laat dat jou lewe verander word daardeur, daar's 'n groot verskil. Om toe te laat dat jou lewe verander word deur hierdie inligting, deur die persoon, deur iets te volg, beteken dat jy dalk moet begin vertrou, dat daar iets van jou gevra word, dat jy dalk uit jou gemaksones uit moet klim. En dit is ongelukkig hoekom ons in vandag se tyd soveel mense kry wat van alles af weet, maar tog self dit nie beoefen nie. Nou, ek wil dit op ons geestelike, godsdienstige lewe na betrekking toe bring, want dit is daar waar die woord van God en waar ek vandag dit vir ons wil probeer raad gee, of die Bybel gee ons wysheid daardeur. Wat beteken, ons kan so maklik op sosiale media soveel geestelike stof, preke, Bybelskole, leiers volg, maar dit beteken nie, dit gaan ooit jou geloofslewe noodwendig verander nie. Jy kan dalk hier sit en jy kan dalk 'n ander preek aanlyn gekyk het, of jy kyk dalk na Ekerk Boodskap, want daar's 'n ander erediens, se musiek is eers aan die gang, en dan gaan jy hierna na 'n ander preek kyk. Jy kan in jou kar luister, jy kan na podcasts luister, jy kan die beste geestelike leiers, wat die beste kommunikasie het, of die woord kommunikeer, volg deur die digitale wêreld. Maar dit beteken nie vir een oomblik dat dit jou geestelike lewe gaan verander of transformeer of gaan verdiep nie. Nou hoor my asseblief mooi van die begin af. Al hierdie is goed. Dit is wat die internet en die digitale wêreld verskriklik goed maak, dat jy juis 'n verskeidenheid van mense kan volg en kennis en inligting kan kry. En dit is wonderlik en dit is goed. Dit is goed om ons geestelike lewe te laat groei. Dit is goed om onsself te voed. En hoor my asseblief mooi, dit is wonderlik. Maar die vraag wat Johannes 2:9 ons twee tekste vandag vra, is wat doen jy met al daai inligting? Wat doen jy met daai kennis?
Kom ons vat dit terug na die teks toe, die vraag wat Johannes 2:9 ons vandag vra. Wat gebeur wanneer jy naby Jesus kom? Aan die ander woorde, kom ons gebruik vandag se taal, hom volg. Wat gebeur as jy iets wonderliks van hom sien, of as hy iets wonderliks en kragtigs in jou lewe doen? Wat gebeur as jy sien, maar dis interessant, ek het nog nooit dit raak gesien, of het so verstaan in die Bybel nie. Dis iets mooi, dis iets nuttig. Jy lees dalk iets, of jy kry 'n mooi metafoor van 'n prediker, en sê, maar ek wil dit plak en op die yskas sit. Dit is mooi, dit is goed, dit is indrukwekkend. Wat gebeur daarmee? Is dit net iets moois wat jy volg en daar hou? Of is dit iets wat ons internaliseer, wat ons vorm, transformeer, nader na God te bring? Dit is die vraag wat ek wil ons elkeen in ons harte moet hê vandag, as ons na ons 2 tekste kyk. Spesifiek Johannes 2, vers 23 tot 25, en dan gaan ons bietjie later kyk na Johannes 9. Die hele teks is bietjie lank om te lees, so ons kan graag self dit gaan lees op ons eie tyd, maar ek wil fokus op die einde, vers 35 tot 41 van Johannes 9, en hoe die blinde man reageer na Jesus se optrede. Nou met hierdie vraag van hoe geloof lyk wat gegroei, wat getransformeer word deur Jesus te ontmoet. Johannes 2 is vir my 'n mooi teks. Johannes 2 vers 23 tot 25 lees ek uit die Nuwe Testament. Terwyl Jesus gedurende die Paasfees in Jerusalem was, het baie mense in hom geglo, omdat hulle die wondertekens gesien het wat hy gedoen het. Jesus het hulle egter self nie vertrou nie, omdat hy goed geweet het hoe hulle is. Dit was nie nodig dat iemand vir hom iets oor hulle vertel nie, want hy het geweet wat alles in hulle koppe aangaan. Nou dit is 'n mooi gedeelte, pragtige gedeelte. En as ons met respek oppervlakkig of ons eerste lees, hierdie teks lees, kan ons sê, maar dis wonderlik, die mense het begin glo. Ons wens in ons gemeentes, in ons eie lewe, dat dit kan gebeur, dat ons kan getuig en sê, maar die mense het begin glo, deur die tekens wat hulle gesien het wat Jesus doen. Dis mooi, dis opreg, dis wonderlik, hulle glo in Jesus. Maar as ons dit vir 2de keer lees, of stadiger lees, dan kry daar ons eintlik iets skokkends. Want aan die agterkant staan daar, hulle het geglo in Jesus, as gevolg van die tekens, die wondertekens wat hy gedoen het. Maar Jesus vertrou hulle nie. Ons kan het vertaal deur te sê, Jesus vertrou homself nie toe aan hulle nie. So dit is my vraag, ons eerste vraag. Hulle het die tekens gesien, hulle reageer positief op Jesus, maar hoekom vertrou Jesus hulle nie? Hoekom vertrou Jesus homself nie toe aan hulle nie? Miskien is dit omdat Jesus kyk, hy sê dat hy ken hulle. Miskien is dit omdat hulle glo in die tekens, en hulle weet nog nie, ervaar nog nie, het nog nie beleef tot die insig gekom, of tot die erkenning van wie dit is, wat agter hierdie wondertekens sit nie. So ek wil my preek met hierdie vraag probeer verwoord deur te sê, hoe lyk ware geloof volgens die Johannes Evangelie? Miskien lyk ware geloof iets wat verder gaan as net ek glo in wat Jesus gedoen het, die tekens. Maar is ware geloof nie dalk deur Jesus raak te sien wat agter hierdie tekens is nie, wat die tekens doen? Nou ek het 'n paar weke terug by EKG juis hierdie beeld gevat, maar ek wil vandag van 'n ander invalshoek hierdie vraag vra. Glo ons in die teken, of erken ons Jesus die een as die seun van God wat hier agter staan en wat die tekens doen? So hierdie woordspel is belangrik vir ons lewe vandag. Hulle glo in Jesus, maar Jesus vertrou homself nie toe aan hulle nie. Miskien laat Johannes ons dink, miskien staan daar iets van, hulle het nog nie besef dat geloof hier net bloot 'n positiewe reaksie is nie. Nee, hulle reageer positief op wat Jesus doen. Maar hulle erken nog nie Jesus wat hier agter die tekens is nie. So dis waar Johannes ons help om fyner te lees en fyner te dink, dieper te dink oor geloof. Geloof is nie net 'n oomblik wanneer iemand sê, ek dink daar het iets besonders gebeur of daar het iets wonderliks gebeur nie. Geloof is ook nie net die oomblik wanneer iemand deur 'n wonderwerk of 'n antwoord op 'n gebed of 'n kragtige ingryping van God geraak word nie.
In Johannes spesifiek die evangelie is geloof altyd iets wat beweeg. Is altyd iets wat groei, wat in beweging is, wat verdiep. En ek wil dit so vinnig as te ware opsom en ons gaan uitpak deur te sê, volgens Johannes is geloof iets wat beweeg van om iets raak te sien, na te erken wie dit is wat agter hierdie teken is. Om te beweeg van om te erken wie Jesus is, die een wat agter hierdie teken is, deur jouself toe te vertrou aan hom. Om te beweeg van om jouself toe te vertrou aan hom, deur jouself oor te gee en in 'n lewe oor te gaan van aanbidding. Nou ons gaan dit baie mooi kyk, as ons na Johannes 9 kyk, as hierdie voorbeeld, sjabloon van hoe hierdie blinde man in Johannes 9 beweeg of groei in sy geloof. So, dit is ons wegspringblok. En miskien moet ons vandag hier sit en sê, miskien sit ons hier en vra, hoe lyk ons eerste tree van geloof? Miskien het ons Johannes 2 tree van geloof gegee in ons lewe van, die Here het ingegryp toe ons gevra het vir 'n wonderwerk. Die Here het 'n antwoord gegee toe ek lank gesmeek het vir leiding. Ek is geraak deur iets kragtigs, 'n wonderwerk. En hoor my asseblief mooi, dit is pragtig, dit is wonderlik, God werk so. Miskien sit party van ons hier aan die ander kant wat net sê, maar ons het groot geword met geloof as 'n algemene konsep in ons huis. Ons het groot geword met nie vra of twyfel van wat gebeur op Sondag nie. Ons gaan kerk toe, ons gaan plans van geloof af lê, ons word gedoop en dit is normaal, dit is hoe ons groot geword het. Dis ook wonderlik, dis okay, die Here werk ook so. So hoe ook al jou geloofspad lyk, moet ons mekaar vandag vra, stop dit daar? Het ons gestop na die eerste tree? En Johannes en Jesus in Johannes nooi ons uit na die volgende tree, om te beweeg, om te vertrou, om te herken, om te groei, om te verdiep in ons geloofslewe. So wat ook al ons is vandag, met ons geloofsreis, wonderlik, vra onsself af, hoe lyk die volgende tree? En spesifiek, as ons gaan kyk na Johannes 9. So Johannes 9, as ons oorbeweeg, gee vir ons amper 'n mooi voorbeeld teenoor Johannes 2, as dit kom van geloof. So ons beweeg oor 'n ander verhaal toe, maar ons gaan agterkom dat hierdie verhaal spreek as te ware 'n volgende faset, die beweging van geloof aan. Nou Johannes 9, ons gaan nie by dit als kan by stil staan nie, ek het al voorheen op Ekerk daaroor gepreek, maar ons ontmoet in Johannes 9 'n man wat blind gebore is. Nou, die disippels kom na Jesus toe met 'n vraag wat baie algemeen was in Jesus se tyd. Die vraag is maar, hoekom is hy blind? Die Jode het baie sterk geglo, God het mense perfek gemaak. So as daar 'n gebrek is aan jou, is daar 'n rede. Kan nie God wees nie. So die disippels kom en sê, maar hierdie man's blind gebore. As hy dalk later in sy lewe blind geword het, mag hulle gereduseer het om te sê, redeneer is dalk 'n beter woord, hy het blind geword weens sy sonde. Maar nou is hy blind gebore. So nou is die vraag, is dit sy skuld dat hy blind gebore is, of is dit sy ouers se skuld? Want iewers is sonde die oorsaak vir sy blindheid. Nou Jesus weier om hierdie man ook te reduseer, in 'n boks te plaas in hierdie vraag wat die disippels vir hom vra. Jesus sien hier 'n man in wie God se werk sigbaar gemaak kan en gaan word. Nou, ek kan die wonderwerk gaan lees, wonderteken as ons Johannes lees. Jesus spoeg op die grond. Hy maak klein met die speeksel, smeer dit op sy oë wat blind is, stuur hom, sê gaan bad jouself in die bad van Siloam. Die man gaan, hy was, hy kom terug en hy kan sien. Maar Johannes, as ons die evangelie gaan lees, Johannes 9, vertel hy hierdie verhaal vir ons so dat ons agterkom, hierdie fisiese genesing van die man wat nou kan sien, is net die begin van om te sien. Die man se oë begin sien, maar ons sien ook dat geloof in hierdie verhaal, in hierdie wonderwerk, is stadig besig om ook te beweeg, te groei, en sy oë van geloof is ook besig om oop te gaan.
Ons sien dit, want die eerste reaksie wat die mense vir die man vra, sê maar, wie het hierdie aan jou gedoen? Dan sê die man, die blinde man wat nou kan sien, die man wat Jesus genoem word. Dis sy eerste erkenning van wie Jesus is. Later, wanneer die fariseërs hom onderdruk en sê maar, wie is hierdie man? Hoekom het hulle, jy moet vir ons sê, wie is die een wat jou so genees het? Dan beweeg die blinde man oor wat nou kan sien deur te sê, maar hy is 'n profeet. So eers van Jesus, nou is dit 'n profeet. Later sien ons wanneer die spanning totaal en al oorkook, hulle ondervraag hom, hulle wil hom uitban uit die sinagoge uit. Dan sê die man, maar hierdie man, Jesus, is iemand wat van God afkom. Want as hy nie van God afkom nie, kan hy hierdie nie gedoen het nie. So hierdie blinde man beweeg van Jesus, nou hy's 'n profeet, maar hy moet van God afkom. 'n tweede ding wat vir ons baie belangrik is, en ek dink juis in ons gemaklike lewe vandag. Hierdie blinde man se geloof groei in konflik. Eerstens, hulle ondervraag hom. Hulle kan nie dink dat hierdie man genees word nie. So hulle is besig om hom te kruisverhoor te gooi. Hulle bevraagteken hom. Die godsdienstige leiers plaas hom onder druk, sy ouers onder druk. Hulle dreig hom uit die sinagoge uit te ban. En hy betaal later daai prys, ja. Maar dit is in hierdie konflik wat ons maklik kan terugtrek in ons gemaksone en om te sê, ek wil eerder dan nie die tree van geloof gee nie. Kom ons bly eerder in wat gemaklik is. Maar dan gaan ons geloof, of hierdie man se geloof ook nie groei nie. Maar dan sien ons hier op die einde, Johannes 9, wat ek wil lees vanaf vers 35 tot 38, hierdie reaksie. Jesus het gehoor dat hulle die man verbied het om weer in die sinagoge te kom en het hom gaan soek. Jesus vra hom, glo jy in die Seun van die mens? Waarop die man vra, wie is hy, Here, sodat ek in hom kan glo? Jesus antwoord, jy het hom raak geloop. Dit is hy wat nou met jou praat. Met oorgawe antwoord die man, ek glo, Here. Hy het daarop sy knie neergesak en hom aanbid. Dis vir my hierdie verskriklike mooi klimaks in hierdie verhaal, hierdie wonderteken wat Jesus doen, waar die man genees word, maar ook waar sy geloofsreis begin. Hy sien Jesus, hy sien hy's 'n profeet, of herken hy's 'n profeet, hy erken en sien dat hy die seun van God is, maar hier sien ons twee goed. Een, hoe Jesus reageer. Jesus hoor, hy's uitgegooi. Jesus hoor, hy het nie teruggestaan in sy gemaksone nie. Hy het oorbeweeg en vanuit sy oomblik van konflik daai tree gegee van geloof. Wat beteken dat Jesus het hom gaan soek, omdat hy verwerp is deur die godsdienstige leiers. Dit is die mooiste, diepste evangelie. Dit is die goeie nuus. Ek dink ons het vandag se tyd dit meer en meer sê, raak sien en beleef. God is die soekende God. God is die een wat homself openbaar. En dit is wat Jesus hier vir ons wys. Jesus gaan soek die man. Die man wat die godsdienstige stelsel verwerp het, uitgegooi, verstoot, Jesus vind hom. Die man wat die mense ondervra het, wat onder konflik bly staan het in wie hierdie Jesus is, al ken hy hom nog nie. Maar hy het herken wie dit is, wat hierdie teken gegee het. Hierdie blinde man kyk nie vas na die teken van ek kan weer sien nie, maar hy getuig as te ware van wie Jesus is, die een wat hierdie wonder teken doen. En dan is hierdie geleentheid van geloof hier. Dan kom Jesus na hom toe en sê, glo jy in die Seun van die mens? Dan antwoord hierdie man, maar wie is hy, Here, laat ek in hom kan glo? Dan sê jy het hom gesien. So mooi taal. Jy was blind, maar jy het hom gesien. Fisies, maar ook geestelik hom herken. Dit is hy wat met jou praat. Die man sê, Here, ek glo. Nou, ons kan mooi dink dat dit is waar die verhaal eindig. En is mooi, want die man wat blind gebore is, sien nou fisies, maar hy sien meer net as lig en kleur en mense, hy sien ook Jesus. Meer as dit, hy herken Jesus as die een wat van God gestuur is, wat hierdie teken gedoen het.
Tweedens, hy vertrou Jesus so intens dat hy bereid is om deur hierdie konflik uitgestoot te word uit die sinagoge. Maar hoe die verhaal eindig is baie belangrik. Hierdie man begin glo, herken Jesus, maar hy val net daar neer en hy aanbid hom. Dit is vir my die mooiste teken, verhaal van hoe geloofsgroei lyk. En asseblief hoor my mooi, ons moet dit nie reduseer nie. My brein werk linkerbrein, ek dink lineêr, maar geloof werk nie so nie. Geloof is verseker 'n verhouding met die lewendige, opgestane Here. Maar ons moenie stagneer in ons geloof nie. Johannes wys hier vir ons hoe lyk geloof wat groei. Geloof wat deur vrae, deur konflik, deur ongemak beweeg. Geloof wat deur die drukkerpot van die samelewing kan gaan. Geloof wat deur verwerping en verstoting kan kom. Geloof wat deur dit alles kan kom en Jesus Christus kan ontmoet, onsself kan toevertrou aan hom en laat ons kan leef in aanbidding. Dit is maar die mooiste prosespad van geloof. So nou is die vraag wat ons moet vra. Waar is jy in jou geloofsreis met die opgestane Here? Sien jy raak, jy kyk, jy sien die wonders? Dis mooi, dis wonderlik. Mag ons die Johannes 9 roete vat en 'n verdere tree gaan deur te luister. Miskien is ons bang vir die vrees, vir die konflik, vir die onderdrukking, maar mag ons onsself toevertrou, nadat ons erken wie hierdie wonders doen, die tekens doen in ons lewens. Mag ons oorgaan in 'n lewe van aanbidding. So die vraag is nie, wat glo jy, en kognitief kan jy dogmatiese stellings maak in wat en wie jy glo nie. Vertrou jy die Here in jou situasie, in jou konteks? Want dit is wat geloof is. Geloof kom tot rus wanneer Jesus self voor ons staan en sê, Here, ek glo. En jy moet sien, Jesus ontmoet jou vandag, waar ook al jy op jou geloofsreis is. En Jesus vra jou, glo jy in die seun van die mens? Hoe gaan jy reageer? Gaan jy sê, Here, ek wil net die tekens hê, of ek erken U? Gaan ons sê, Here, ek erken nie die tekens, of ek wil eintlik net in my gemaksone bly, so ek glo nie, maar kan ons dit hier in ons gemaksone hou? En Jesus daag ons uit, nooi ons uit om daai tree te gee agter Jesus aan, in hierdie wêreld wat donker is en wrywing het en oorlog het en konflik het, maar om onsself toe te vertrou aan hom. Om 'n lewe van aanbidding te leef. Aanbidding is geloof wat ons bestemming vind in Jesus Christus. Mag ons vandag hierdie geloofspad loop. Mag ons hierdie goeie nuus van die opgestane Here glo. Mag ons nie Johannes 2 geloof hê waar ons vashou en vaskyk aan tekens wat vir ons gegee word nie. Mag ons oorbeweeg deur te sien wie dit is wat hierdie doen in ons lewe. Mag ons Jesus vertrou al gebeur die tekens nie. Want Jesus is meer as net 'n wonderwerker. Jesus is meer as net die een wat opdaag wanneer ons die noodknoppie druk. Jesus is die een wat ons 'n nuwe lewe gegee het. Jesus is die een wat homself doodgeloop het aan 'n kruis vir my en jou. Jesus is die een wat ons 'n nuwe lewe gee. Mag ons daai lewe leef as 'n lewe van aanbidding. Om ons lewe toe te vertrou in geloof, in 'n verhouding met die Here, uit ons gemaksone uit, in die wêreld en in die konteks in waar ons is, sodat ons ook Jesus kan verteenwoordig, kan wees, hom kan vertrou in die midde van gebroke en stikkende wêreld. So waar ook al jy met jou geloofsreis is, kom ons maak ons oë toe en ons bid saam, ons vra die Here om ons hier te ontmoet wat hy doen, en mag ons vra dat hy ons ook verder vat in ons geloofsreis, waar ook al ons is. Kom ek bid saam. Here, dankie dat U ons ontmoet waar ook al ons is. Soos Johannes 9 sien ons dat U kom soek ons, U vind ons waar ook al ons is. So waar ook al ons is in ons geloofspad vandag, Heer, of ons vaskyk in tekens, of ons vaskyk in wonderwerke, of ons glo in U,
Maar ons wil nog nie oorbeweeg uit ons gemaksone uit om agter U aan te loop in die wêreld in nie. Ons weet U ontmoet ons waar ook al ons is. En ons sien U staan vandag voor ons en U vra ons, glo jy, glo ons in Jesus die Seun van God. So ons bereid om ons liewe toe te vertrou aan hom en om te volg uit ons gemaksone uit, om hy tree te gee om Jesus die Seun van God, ons verlosser, te glo en in 'n lewende verhouding te staan met die lewende Here. Here, U is so goed, so wonderlik, dat U nog die Gees ook vir ons gee om ons by te staan, en ons te begelei en ons te lei, en ook so ons te herinner aan dit wie U is, en ons te herinner aan wat U vir ons geleer het deur die woord. Maar mag ons op die roepstem reageer, mag ons voortbeweeg en daai tree gee, om U hande en voete te wees, om U koninkryk te verteenwoordig in die gebroke wêreld, want ons weet U is hier, U het nie onttrek van hierdie wêreld af nie, maar laat ons U gaan verteenwoordig, U koninkryk gaan beskree en gaan bevluister en vir mense gaan wys, waar ook al U ons uitdaag en uitnooi om dit te gaan doen. Dankie dat U 'n liefdevolle, genadige God is, en dat U ons nie verwerp afhangende van waar ons is op ons geloofsreis nie. Vra dit alleen in U Seun en ons Verlosser se naam deur Jesus Christus. Dankie. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. Mag jy die boodskap elke dag saam met jou dra en weet dat die Here naby is en jou liefhet. Tot volgende keer. E-Kerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.